dan weet ek sou ook nie moeilik is as ek later weer by hulle uitkom nie. So, maar môre vir julle. Ons sal nou weer môre sê as die lig blou is. Ja, sê. It's flashing, it's flashing, it's flashing. Right, ons het 'n blou lig. Weet jy, goeiemôre. Welkom vir elkeen van julle. Is lekker om weer by julle te kuier op hierdie prettige, snoesige wintersdaggie. Ons het nou regtig die beste dag vandag van almal sover hierdie jaar. Maar ja, hy byt bietjie, maar ek prys die Here daarvoor. Hierdie sê elke keer vir my, ons God is die God van seisoene. Ons God is nog steeds in beheer. Alles is syne, alles in sy hand en ons sien uit na 'n wonderlike ewigheid saam met hom. Amen. En aangesien dit alles oor ons Here Jesus Christus gaan, kom ons bid gou saam. Vader, in die magtige naam van Jesus wil ons U loof, prys, eer en aanbid in hierdie oggend. Net soos dat ons hierdie liedere saam kon sing en weet, Here, die woord sê, U woon in die lofsange van die kinders. Weet ons, U hart was ook vandag, het U net lekker saam gesing. Omdat U geweet dat elkeen van ons hier, maak nie saak hoe krom en skeef ons menslike stemmetjies klink nie, Here, ons doen dit uit ons harte uit tot eer van U naam en tot uitbreiding van U koninkryk, want dit gaan alles net oor U. En dankie Here dat U ons ook elke dag dra en daarom wil ons vra dat U vanoggend dwars deur hierdie wêreld waar mense bymekaar kom in die naam van Jesus Christus alleen verheerlik sal word. Ons bid dat die Heilige Gees oral deur predikers sal praat. Ons vra dat die Heilige Gees deur my sal spreek, dat ek nie die een sal wees wat spreek nie, Here, maar dat die Heilige Gees in en deur my sal spreek. En dat ons almal se harte ontvanklik sal wees vir die waarheid van U woord. En dankie Here dat U ons die autoriteit gee om vir die Satan te sê, Satan, ons bind jou werke hier. Hierdie is heilige grond want God is hier teenwoordig en jy sal nie keer dat God se kinders hierdie boodskap ontvang nie en jy sal verdwyn in Jesus Christus se naam. En Here Jesus, nou vra ons dat U ons toemaak met die kosbare bloed asseblief. Ons vra dat U die engele vir ons opstel reg rondom hierdie perseel en dat U self volgens Sagaria 2 vers 5 'n muur van vuur van beskerming om ons sal wees. Ons bid Here vanoggend ook vir elkeen wat siekerig is, wat nie lekker is in hierdie wintertyd nie. Die woord sê U is Yahweh Rapha, die God wat genees. Daarom Here spreek ons genesing in liggame in sinusholtes in ligweë en longe in. En ons bid dat die vuur van die Heilige Gees deur elkeen sal brand en alles wegbrand wat nie daar hoort nie en alles heel maak wat stikkend is. Maar Here, so bid ons ook vir elkeen wat hartseer is oor geliefdes wat ons vooruit gegaan het. Elkeen wat op hierdie stadium sy harte seer is vir dit wat was, maar ons weet ook, nou kan ons uitsien na dit wat kom. Want Here, U is die God wat was, wat is en wat kom. En U is die een wat dit vir ons moontlik maak om in die ewigheid weer saam met ons geliefdes te kan wees. Maar so vra ons Here, dat U ons sal dra, elke oomblik van elke dag, want ons kan niks doen sonder U nie. Ons wil ook niks doen sonder U nie. Ons elke asemteug gaan oor U. En daarom, Here, bid ons ook nou dat U verheerlik sal word hier met die openbaring van U skrifte. En ons dank U daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Amen. Goed. Ek gaan vanoggend 'n interessante ding met jou bespreek. Ek sal nou wonder wat sou Christus sê as hy vanoggend hier was, want dit is 'n baie interessante boodskap hier. Ek wil met jou praat oor gee jou hart vir Jesus en dit gaan altyd goed met jou. Nee, verseker nie. Verseker nie. Jy sien, die eintlike boodskap vanoggend is vervolg ter wille van sy naam. Want dis wat gebeur. Want ek en jy ons harte vir die Here gee. Nou 3 weke terug toe ek hier by julle gekuier het ons gepraat van kyk nie angstig rond nie. Die van julle wat nie was nie kan op die YouTube gaan kyk van die gemeente oor kyk nie angstig rond nie, want hierdie volg vir my half so 'n bietjie daarop, maar die twee sluit ook by mekaar aan. En ek gaan vanoggend met jou praat oor die volgende 5 punte. Punt 1, vervolg sonder oorsaak. Punt 2, geseënd onder vervolginge. Punt 3, hoe tree ons op onder vervolginge? Punt 4, ons sal vervolg word. En punt 5, gevolge van volharding in verdrukking. Want jy sien, ons moet volhard, my broer en my suster. Tot die einde toe, sê die Bybel. Nou julle weet ek begin altyd met hierdie vers in 2 Korintiërs 1 vers 13 wat sê, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. Nou vanoggend gaan ek en jy lees, wat sê die Bybel vir ons oor vervolginge. Ons gaan lees wat die Bybel vir ons sê oor volharding in daardie vervolginge. En jy gaan sien, ons kan lees wat daar staan, wat daar staan net soos wat dit daar staan. En uit die aard van die saak, dan moet ek en jy ook begin doen wat daar staan, ook met betrekking tot tye van vervolging.
Want dit is maar wat ons staande hou, is dit nie? Want onthou in Josua 1 vers 8 staan daar, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie. Watter wetboek hierdie een? Mag nie uit jou mond wyk nie, beteken mag nie ophou praat daaroor nie, maar bepeins dit, kyk mooi, dag en nag. Dag en nag. Nie net eenmal 'n week nie, nie net eenmal 'n dag nie, dag en nag. Dink daaroor, dink oor wat jy gelees het, dink oor wat jy gehoor het, iewerste wat jy na 'n preek geluister het, of iewerste wat jy na 'n teaching geluister het, bepeins dit dag en nag, en praat daaroor, sodat jy, so kyk nou mooi weer eens daar staan nie sodat jou niggie, jou boetie, jou sussie, of jou dominee, of jou pastoor nie, daar staan sodat jy, nou geset, nie so luk raak, so bietjie hier en so bietjie daar nie, sodat jy nou geset kan handel, met ander woorde kan optree volgens alles wat daarin geskrywe staan. Hoekom? Want dan wat? Dan sal jy in jou weë voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel. So my broer en my suster, ek vra altyd die vraag, wil jy in jou weë voorspoedig wees, wil jy met goeie gevolg handel, dan moet ek doen wat daar staan. Want jy weet, dis nou die een ding wat een van die eerste verse wat die Here my tussen my oë mee getref het, toe ek my hart vir die Here gegee het in Augustus 99, was Lukas 6:46 wat sê, en wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. Sien, dit help nie ons noem onsself Christen en ons draai die labeltjie van Christus, maak dit bitterheid, onvergifnis, kwaad, aggressie binne my hart nie. Want wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. Wat help dit? Dit help jou niks. Jy sien wat ek moet nou geset begin handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal ek in my weë voorspoedig wees en dan sal ek met goeie gevolg handel. So solank as wat ek nog die Here wil dien op my manier en hoe ek dink ek maar kan optree soos wat ek wil en dis hoe ek dit sien en basta, jy is op die verkeerde plek. En die ewigheid is lank. Die ewigheid is baie, baie lank. Ons gaan voor God se troon staan, hy gaan nie voor ons troon staan nie. My broer en my suster, ons moet een ding reg verstaan. God skuld my en jou niks. Hy's God. He gets to make the rules. Hy het hierdie aarde geskape sodat ek en jy dit kan geniet. Hy het sy seun vir my en jou in 'n kruis laat sterf sodat ek en jy die ewige lewe mag hê. So, hy skuld ons niks. Ons skuld hom baie. Ons skuld hom ons ewigheid. So wat gee ons vir hom terug? Wat gee ons vir hom terug in ons huwelike? Wat gee ons vir hom terug in ons finansies? Wat gee ons vir hom terug by ons werk of tussen ons eie mense, ons familie en vriende? Wat doen ons vir hom terug? Want jy sien, is weer eens wil ek met een voet in die wêreld wees of een voet by God, dan kan ek nie in my weë voorspoedig wees en dan kan ek nie met goeie gevolg handel nie. Maar die punt is, ek moet kan volhard. Want in Matteus 22 vers 29 sê Jesus, julle dwaal. Hoekom? Omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. En daarom mense, ons moet een ding reg verstaan. Ek en jy moet hierdie skrifte, onthou jy, dag en nag bepeins. Hoe gaan ek dit dag en nag bepeins as ek dit nie elke dag self lees nie? Dit help nie, ek kom net Sondagoggend kerk toe, hoor gou-gou 'n bietjie wat die pastoor of die predikant sê, gaan huis toe en die res van die week maak ek nie eens hierdie boek oop nie. Dit help absoluut niks. Dit help absoluut niks. En ek gebruik altyd die voorbeeld, ek dink ek het dit laas keer ook gedoen, maar dit het my net so hard getref, van so 'n maar mannetjie, wat by sy dokter aankom, en hy is omtrent net vel en been, en die dokter sê vir hom, meneer, jy gaan doodgaan, eet jy? Kyk hoe lyk jy? Hy sê, ja dokter, ek eet. Maar weet jy dokter, wat ek wel eet is, ek gaan so eenmal 'n week daarna ou toe, wat klaar die kos gekou het, en dan spoeg hy dit uit vir my, en dan sluk ek dit net in. Die dokter sê vir hom, jy's mal, jy gaan doodgaan. Jy kou nie self die kos nie, jy kry nie self die voedingswaarde van die kos in nie. En die persoon sê, maar is dit nie wat ons maar baie doen as Christene nie? Ons gaan eenmal 'n week gaan ons kerk toe, daar waar die pastoor of die dominee of die predikant alreeds deur die loop van die week met die voorbereiding van die woord die kos gekou het. En dan kom hy op 'n Sondagoggend en hy spoeg dit uit en ek sluk dit maar net in en dan loop ek maar weer en ek gaan doen niks verder nie. Daar's geen voedingswaarde in. As ek nie self vandat ek hier uitgaan tot volgende week Sondag hierdie woord ook bestudeer, dit bedink, dit bepeins en nou gesê daar volgens begin handel nie, gaan ek ook doodgaan. Die probleem is net ons kan ewig geestelik doodgaan, wat jou in die verkeerde plek gaan laat land vir die ewigheid. So ons moet besef, my broer en my suster, ons moet ons skrifte leer ken, en ons gaan net ons skrifte kan leer ken as ons hulle self lees.
Handelinge 17 vers 10 en 11 sê die mense van Berea het elke dag hulle skrifte ondersoek om te kyk of hierdie dinge so was of nie. So ons moet elke dag ons skrifte ondersoek. Ons moet nie net duikbootchristene wees nie. Ek sê altyd vir mense, ek was 'n goeie duikbootchristen in my tyd as ouderling in die kerk. Wat is 'n duikbootchristen? Hy surf net op 'n Sondagoggend. Die res van die week is hy onder die water, onder die radar en dan surf hy weer volgende Sondag. Dis 'n duikbootchristen. Dit was ek praat nie van jou nie, ek praat van my. Maar ek was daar. Jy sien, ouderling in die kerk gehoor wat die dominee gesê het, maar ek het niks daarmee gedoen van Sondagmiddag tot volgende Saterdag aand toe nie. Ek het my eie dinge gedoen, nog steeds aangegaan soos die wêreld. En daarom was ek nie in my weë versporig nie. En daarom het ek nie die guns van die Here gesien in my lewe nie. Want ek het nie gedoen wat die Here, maar ek was 'n ouderling in die kerk hoor. Ek het die regte goed gedoen in menslike oë. Beteken niks in God se oë nie, my broer en suster. God vra gehoorsaamheid aan sy woord. Maar ek en jy gaan ook net sy skrifte leer ken as ons die skrywer van die skrifte leer ken. Eers wanneer ek in 'n persoonlike intieme verhouding met Jesus Christus ingaan en hom vra om deur sy Heilige Gees vir my die woord oop te breek, eers dan leer ken ek die krag van God. Die krag van God in my huwelik, die krag van God in my persoonlike lewe, die krag van God in my finansies, die krag van God in my kinders se lewens, maar dan moet ek begin doen wat hy sê. Jy sien, want Satan wil jou graag probeer keer om te doen wat hy sê. Satan wil ons laat twyfel. Satan wil ons bang maak. Satan wil ons in ongeloof intrek. En die oomblik jy dit vir mense sê, sê hulle, ja, maar jy moet nou nie die duiwel soveel eer gee nie, hoor. Moet nou nie die duiwel agter elke bos gaan soek nie, hoor. Moet nou nie so duiwel gesentreerd wees. As ek luister, jy beter vinniger begin duiwel gesentreerd raak as jy weet wie jy is in Christus. Want daar's 'n vyand wat my en jou haat. Daar's 'n vyand wat my en jou wil wegtrek van ons God af. En hy wil ons kwaad maak vir God, ons laat in ongeloof of in twyfel of in vrees ingaan. En as jy nie weet hoe hy werk nie, gaan hy vir jou in flarde skiet. Want hierdie boek is die ware verhaal van twee vaders. Die vader van liefde en die vader van die leuns. Die ware verhaal van twee koninkryke, die koninkryk van lig en die koninkryk van duisternis. Die ware verhaal van twee ewighede, ewige heerlikheid saam met God of ewige hel weg van God af. Ek het heeltyd een van twee keuses. En ek gaan nie weet hoe die vyand werk as ek nie weet wat sê my woord vir my oor die vyand nie. Daarom sê Jesus, julle dwaal. Julle word mislei. Julle gaan agter dwaalleringe aan, julle gaan op dwaalweë. Hoekom? Omdat julle die skrifte nie ken nie. En hoekom ken ons nie die skrifte nie? Want ons ken nie die skrywer van die skrifte nie. So dis tyd dat ons skrifte self begin ken, my broer en my suster. Dis maklik om hier te sit en sê, maar ek luister na wat Tiaan sê, of ek luister na wat Chris sê, of wie ook al, maar ek gaan kyk nie self nie, want ek vra altyd vir die mense, is jy heeltemal seker ek het nie dalk 2 woorde na een sin omgedraai nie? En hoe gaan jy weet ek het of ek het nie? As jy nie jou eie Bybel oopmaak nie. Jy sien, en dis waar ons mense gevang word in baie gevalle. En ongelukkig, as gevolg van hierdie goed, mense met sosiale media en TikTok en YouTube en al die goeders, is daar so baie stemme wat uitroep en mense wat kamstig skrif quoteer en hulle veroorsaak soveel verwarringe onder kinders van die Here. Hoekom? Want die ouens kyk die TikTok videoetjie vir 6 minute, maar hy gaan kyk nie eens of dit wat die ou sê dat werklik in sy Bybel staan of nie. Maar dit klink dan net so reg, want hierdie ou is 'n TikTok influencer. Jy weet, hierdie ou is 'n YouTube influencer. Hy kan jou dalk reguit in die hel influence. Jy sien, ons moet ons eie skrifte ken, my broer en my suster, anders het ons moeilikheid. Want 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê, die hele skrif, kyk mooi, die hele skrif, wat is dit? Van Genesis af tot in Openbaring, is deur God ingegee. Weet ek kry so baie mense daar buite wat vir my sê, ag weet jy wat, ek glo nie eintlik die Bybel nie, want dit is deur mense geskryf. Sê ek ook in daai twak wat jy lees, wie dit geskryf? Want my Bybel sê die hele skrif is deur God ingegee. Ja, hy het mense gebruik om dit neer te pen, maar hy was steeds die hand agter die pen. Hy was steeds die outeur wat hulle gebruik het om dit neer te pen. So die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot 4 goed. Kyk mooi. Punt 1 tot lering. Punt 2 tot weerlegging, punt 3 tot 'n regwysing, punt 4 tot onderwysing in die geregtigheid. Hoekom? Sodat wat? Sodat die mens van God, en as ek en jy sê ek is 'n mens van God, ek is 'n man van God of 'n vrou van God, sodat die mens van God volkome kan wees. Vir elke goeie werk volkome toegerus. Maar dan moet ek bereid wees om te leer uit die hele skrif uit.
Dan kan ek sê, nee, ek skeer hierdie stuk uit, hierdie is nie op my van toepassing nie. Hierdie ding wat sê ek moet klaarmaak met my onvergifnis, met my bitterheid, nee, wat ek gaan nie. Ja, wel. Good luck. Maar dit gaan bad luck wees. Ons moet verstaan, as ek nie gaan begin doen wat die woord sê nie, as ek nie gaan leer uit die hele skrif uit nie, as ek nie gaan weer lê word uit die hele skrif uit, as ek besig met verkeerde goed nie, as ek nie tereggewys gaan word uit die hele skrif uit nie, as ek nie onderwysing gaan ontvang in God se geregtigheid, God se manier van dinge doen nie, dan sal ek nie volkome kan wees nie, en dan sal ek nie vir elke goeie werk volkome toegerus wees. So dis 'n keuse, my broer en my suster, wat ek en jy elkeen individueel maak. Want onthou een ding, ons gaan almal eendag alleen voor God se troon staan. Jy gaan nie saam met Chris wat jou pastoor is in hierdie gemeente daar staan nie. Jy gaan nie saam met jou man daar staan nie, jy gaan nie saam met jou vrou daar staan nie. Jy gaan nie saam met jou seun, jou dogter, jou boetie, jou sussie of wie ook al daar staan nie. Jy gaan alleen daar staan. En God gaan vra, my kind, wat het jy met hierdie boek gedoen? En dan gaan jy vir God moet antwoord. Jy gaan nie vir Chris moet antwoord of enigiemand anders moet antwoord en sê, ja, maar Here, Chris het my nog nie alles geleer nie. Dan gaan hy sê, nee, weet jy wat, Chris is nog besig daaronder, jy is voor hom hierso, wat het jy in my boek gedoen? Dan gaan ons vir God moet antwoord, my broer en suster. So ons beter tyd maak met die woord van God en die God van die woord. Ons moet seker maak dat ons daagliks ons skrifte bestudeer. Ons moet seker maak dat ons lering ontvang uit die hele skrif uit. Nie seker gedeeltes uitskeer en sê, ag, hierdie ding wat sê vergewe 70 maal 7 keer, nee, wat ek sien lus daarvoor nie. Dis nie vir my nie. Jy gaan pak slaag kry. Jy gaan pak slaag kry. Weet jy by wie? Eerstens by die Satan. Eerstens by die Satan, want ons moet een ding reg verstaan. Satan ken hierdie boek beter as ek en jy. Hy ken hom so goed, hy quoteer hom vir Jesus Christus. So hy weet presies watter vers hy teen my en jou kan gebruik. So as hy ons kan kry om ongehoorsaam te wees aan die woord, kan hy vir ons roer met die woord. Want hy weet wat hy teen ons kan gebruik. Maar dit was net vir my interessant, toe ek weer so ruk terug die stuk gelees het in Matteus 4 en in Lukas 4, waar Jesus vir 40 dae en 40 nagte versoek is in die woestyn. Elke keer wat Satan hom versoek het, en dit is interessant, daar Satan vir hom skrif gekwoteer, dan sê Jesus, as hy gesê daar is geskrywe, dan sê Jesus daar is ook geskrywe. So wat doen Jesus? Hy weer lê skrif met skrif. Want jy sien, die skrif wat Satan vir jou quoteer is net so bietjie getwist. En dan moet jy jou skrif goed genoeg ken om die twist raak te sien en te sê, nee Satan, daar is ook geskrywe. Ek gaan nie na hierdie deel luister wat jy nou in my kop sit nie, ek gaan hierdie doen want daar is geskrywe. So wat doen Jesus? Hy skiet met die koels van die woord. En daarom sê ek altyd, toe ons in die army was, het ons 3 goed geleer. Die eerste ene was, ken jou vyand. Die tweede ene was, ken jou wapen. En die derde ene was, voer jou bevelvoerder se opdrag tot op die letter toe uit of jy's dood. Nou raai wat, ons is in 'n oorlog, my broer en my suster, sê hierdie boek. So ken jou vyand. Maar sê die mense, ag nee man, los die duiwel uit. Maar nou nie die duiwel soveel eer gee nie. So ons ken nie ons vyand nie. Ken jou wapen, waar is hy? Hier is hy, die swaard van die gees, die woord van God. 'n Vriend van my se ouma het vir hom gesê, jong, jy moenie te veel Bybel lees nie, jy gaan mal word. Okay, so ons ken ook nie ons wapen nie. En die derde ene is, voer jou bevelvoerder se opdragte tot op die letter toe uit of jy's dood. Wie is hy? Generaal Jesus. Nou sê generaal Jesus vir my, so wat noem jy my Here, Here, en jy doen nie wat ek sê nie? So, ons ken nie ons vyand nie, ons ken nie ons wapen nie, ons voer nie ons bevelvoerder se opdragte in ons lewens uit nie, en die vyand skiet vir ons aan flardes. En raai wat sê ons almal dan? Die Here straf my nou. Ek kry so swaar want die Here luister nie. Sien maar, ek doen nie wat die woord sê nie. Ek deel nie met my gemors nie. Ek deel nie met my onvergifnis, my bitterheid, my kwaad, my wat ook al nie. My pornografie, my hoereerdery en dis meer nie. Maar die Here moet luister as ek praat. Maar ek hoef nie te luister as hy praat nie. My broer en my suster, ons moet wakker word. Die ewigheid's baie lank. Ons moet besef wat die woord vir ons sê. Ons moet leer uit die hele skrif uit en dan moet ons dit begin toepas uit die aard van die saak. So kom ons kyk by punt 1 na vervolg sonder oorsaak. Psalm 119 vers 85 tot 87 sê, vermeteles het vir my 'n kuil gegrawe. Hulle wat nie 'n lewe na U wet nie, of hulle het vir my kuile gegrawe. Hulle wat nie lewe na U wet nie. Al U gebooie is waarheid. Hulle vervolg my sonder oorsaak. Help my. Hulle het my amper vernietig op die aarde, maar ek het U bevele nie verlaat nie. Kyk mooi. En dit is wat gebeur, my broer en my suster, as wanneer ek en jy opstaan vir die Here en ons laat die lig van Jesus skyn, of dit in die familie is, of dit by 'n werksplek is, of waar ook al, dan begin hulle my vervolg.
En gewoonlik is daar nie eers 'n oorsaak nie. Daar's nie eers 'n menslike wettige rede hoekom hulle dit doen nie, want dit gaan nie oor die wettige rede nie, dit gaan oor die geestelike vervolging. Dit gaan oor die feit dat jou lig irriteer hulle duisternis daar waar jy is. En daarom vervolg hulle jou sonder oorsaak. Maar die oorsaak lê in die gees. Help my. Hulle het my amper vernietig op die aarde. Amper. Maar hulle het nie, hoekom? Want ek het u bevele nie verlaat nie. So dis die vraag. Hou ek vas aan die Here ongeag hoeveel twyfel, ongeloof, vrees, bang, wat ook al op my wil kom, hou ek vas aan die Here, hou ek aan om die woord te spreek, hou ek aan om te skiet met die koels van die woord, wanneer die vyand se gedagtes van twyfel, ongeloof, swaarmoedigheid, negativiteit, swaarmoedigheid, hou ek aan skiet of hou ek op? Want jy weet 1 Tessalonisense 5:17 sê bid sonder ophou. Dis die langste vers in die Bybel, bid sonder ophou. 3 woorde. Maar raai wat doen ons Christene? Ons hou op. Ook 3 woorde. Ons hou op en die Satan hou nie op nie. Die Satan hou nie op nie. En ek sê ook altyd vir mense, nog 'n ding wat ons in die army geleer het daai jare, is as die vyand 20 keer op jou skiet, skiet jy nie net 2 keer terug nie. Jy sit jou geweer op automatic en jy skiet 40 keer terug of jy's dood. So wat doen die Satan? Hy skiet hier. The battlefield is in the mind. En hy skiet 100 keer op 'n dag, 200 keer op 'n dag. En wat doen ons Christene? Ons skiet so 1 keer terug met 'n gebedjie. Ons skiet so 2 keer terug met 'n gebedjie. Hier by die 3de keer sê ons, ag, dit lyk nie of ek werk nie. Kom ek los dit maar. Exactly. Jy 3 keer geskiet, hy het 100 keer geskiet. Draai wie's dood. Hy skiet ons aan flardes, man. Hy skiet ons huwelike aan flardes. Hy skiet ons kinders aan flardes. Want hoekom? Want ons hou op. Want ek is nou nie lus om so lank te bid nie. Sê ek hoor, hoe lank bid jy nou al vir daai situasie in jou lewe? O, 3 maande al. Nee, ek bid al 3 jaar. Nou, okay, wag so 'n bietjie. Die Here verskyn aan Abraham. En die Here sê, Abraham, ek gee jou belofte, jy gaan 'n kind kry. Abraham wag 25 jaar voor daai belofte uitkom. 25 jaar. Kan jy jou indink, hoe het Abraham gevoel? Ek kan jou sê hoe hy gevoel. 12 jaar down the line. Toe sê Sarah vir Abraham, jong, ek dink nie die Here bedoel ek en jy nie. Ek's oud, jy's oud, maar ou Hagar, jy weet, sy's bietjie jonger. Miskien die Here bedoel, jy moet maar net met Hagar dan nou maar 'n babytjie maak. En toe kom Ismael, wat nie die kind van die belofte was nie. So toe hy in sy eie vlees dinge op sy eie manier wil doen, want hy het ook nou maar moeg en moedeloos geraak na 12 jaar. Toe kom Ismael in die prentjie. Toe moes hy nog 13 jaar wag voordat Isak gebore word. 25 jaar, so lank bid jy al vir jou situasie? Ja, Matian, ek bid al 30 jaar vir my situasie. Okay, kom ons vergeet vir Abraham, kom ons sny hom met die prentjie. Kom ons vat vir Noag. Die Here sê, Noag, bou 'n ark. Sommige ouens sê hy het 100 jaar in die ark gebou, ander sê 80, ander sê 120 jaar, maak nou nie saak nie. Kom ons sê 100 jaar. Ek het nuus vir jou. Jy gaan nie vir Noag bypas nie. Jy kan miskien vir Abraham bypas, maar jy gaan nie vir Noag bypas nie. So hoe lank is jy bereid om jou arkie te bou? 'n Arkie van 'n kind wat nie lekker is nie, 'n arkie van 'n verhouding wat nie lekker is nie, 'n arkie van 'n huwelik wat nie lekker is nie. Hoe lank is jy bereid om in jou arkie te bou? Want kan jy jou indink, hoeveel keer het hulle vir Noag gesê, Noag, wanneer het jy by die Here gehoor? 80 jaar terug. Jy's seniel, ou man, jy rook van hierdie bome waarmee jy besig is om te bou. En wat het Noag gesê? God het gesê, ek bou. Ek bou hierdie ark. En weet julle wat, my broer en suster, Noag, nee, het nie hierdie boek gehad nie. Noag kon nie sê, hey boys, kom ek wys vir julle wat die Here hier vir my gesê, check gou hierso. Hy het dit nie gehad nie. Wat het hy gehad? Hy het die conviction of the Holy Spirit in sy hart gehad, die oortuiging van die Heilige Gees, dat hy doen wat reg is, 100 jaar lank. Terwyl hy gespot word, terwyl hy sleg gesê word, terwyl Satan hom aanval met twyfel, met ongeloof, met allerlei goed, het hy gesê, ek bou. Psalm 119 vers 160, 161 sê, die hele inhoud van u woord is waarheid. Kyk mooi, die hele inhoud van die woord. Hoekom? Want die hele skrif is deur God ingegee. En al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid. Sien, die Here gaan nie op 'n stadium eers sy woord verander vir ons. Hy gaan nie sê, ag weet jy wat, ek het dit nou die afgelope 4000 jaar nou so gedoen, maar vir die volgende paar jaar hoef jy dit nou nie so te doen nie. Nee. Vorste het my sonder oorsaak vervolg, maar my hart vrees vir u woord.
Voorste in my en jou geval is iemand wat dalk bokant my is by die werk. My baas, 'n streeksbestuurder, 'n wat ook al, wat my sonder oorsaak vervolg. Maar my hart vrees vir u woord. So ek hou aan, ongeag of ouens bokant my vervolg. Want ek het al voorheen vir julle ook gesê, my broer en my suster, baie mense wat sê, bid vir my vir 'n nuwe werk, en bid ek vir 'n nuwe werk. Kom hulle by 'n nuwe werk en sê hulle, o Tiaan, bid vir my vir 'n nuwe werk. Sê ek, hoekom? Nee, want die hel bars op my los by hierdie werk. Die ouens sê my sleg, hulle pik op my en. En sê ek, okay, kom ons bid. Dan bid ons, ek kry 'n nuwe werk. So, ek is so gelukkig hier, so 2 maande later, dan bel hy my en sê, hoorie, bid vir my vir 'n nuwe werk. Sê ek, nee, wag so 'n bietjie, wat gaan nou aan? Nee, maar hulle pik op my by die werk en dinge is nie lekker nie. Sê ek, weet jy wat is aan die gang? Maak nie saak na watter werk toe jy gaan op hierdie aarde nie. Jy sal vervolg word. Hoekom? Nie omdat jy 'n slegte werker is nie. Nie omdat ouens nie vir jou gesiggie hou nie. Omdat jy 'n kind van die Here is. Omdat jy 'n kind van die Here is. Maar die punt is ons geseënd onder die vervolginge? Hoe kan ek geseënd wees onder hierdie vervolging? Hoe is dit moontlik? Ons nou net eening mense, ons dien 'n God, en ek het so ruk terug gesien, iemand het 'n boek geskryf, jare terug, een of ander Amerikaanse skrywer, wat hy genoem het, The Upside Down Kingdom. Want God se kingdom is 'n upside down kingdom, in die sin van, as jy dit vergelyk met wat die wêreld aangaan. In die wêreld so is God se kingdom upside down, maar intussen is dit eintlik Satan se kingdom wat upside down is. Maar kom ons kyk. Die woord sê vir ons, Matteus 5 vers 10 tot 12, salig, dit beteken geseënd, daai woord in die Grieks beteken geseënd, is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid. Nou geregtigheid, God se manier van dinge doen. Ek het die hele lesing daaroor op ons app en ook op YouTube as jy daarna wil gaan kyk. So, salig is jy, geseënd is jy vervolg word omdat jy God se manier van dinge doen begin toepas in jou persoonlike lewe, in jou huwelik, in jou verhouding met jou kinders, jou werksmense, jou vriende en familie. Geseënd is jy. Hoekom? Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle, geseënd is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Daar's hy. Ouens by die werk wat jou sleg sê en so aan, omdat jy opstaan vir Christus, omdat jy sê jy's 'n kind van die Here, omdat jy sê jy staan vir die waarheid. Geseënd is jy as dit met jou gebeur. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Verbly en verheug jou as so iets met jou gebeur, want jou loon is groot in die hemel. En nou daai is 'n ewige loon. Daai is nie net 'n tydelike loon nie, dis 'n ewige loon. Hierdie wat hier met ons gebeur is tydelik, my broer en my suster. Lukas 21 vers 8 tot 19. Toe hulle vir Jesus vra wat gaan van die tekens van die eindtye wees, hy antwoord: pas op dat julle nie mislei word nie. Want baie sal onder my naam kom en sê dit is ek, en die tyd is naby, gaan dan nie agter hulle aan nie. En wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie skrik nie, want die dinge moet eers plaasvind, maar dit is nie dadelik die einde nie. Toe sê hy vir hulle, die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pessiektes en daar sal verskriklike dinge, groot tekens van die hemel kom. My broer en my suster, ek en jy is besig om hierdie goed voor ons oë in vervulling te sien kom. So moenie skrik nie. 3 weke terug se boodskap wat ek hier gedoen het was, kyk nie angstig rond nie. Hou goeie moed. Dis waaroor dit gaan. Al gebeur hierdie goed rondom ons, moenie skrik nie. Moenie skrik as iets by die werk met jou gebeur nie. Moenie skrik as familie jou skielik begin wegdruk omdat hulle nou nie meer saam met jou wil wees en want jy weet jy's nou te heilig vir hulle. Maar hy gaan aan om te sê, maar voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle vervolg en oorlewer in sinagoges, selfs in kerke en gevangenisse, en julle voor konings en goewerneurs bring ter wille van my naam. Omdat jy opstaan vir sy naam, omdat jy by die werk mense van Jesus vertel, gaan hulle jou dissiplinêr wil verhoor, omdat jy opstaan vir sy naam. Voor goewerneurs en konings sal julle gebring word. Voor managing directors en CEOs of companies sal julle gebring word ter wille van sy naam. En dit sal vir julle uitloop op 'n getuienis. Neem julle dan aan julle harte voor om nie vooraf oor julle verdediging te dink nie. Jy sê, wat gaan ek vir hulle sê? Gaan ek nou dit sê? Moenie daaroor worry nie, want ek sal aan julle woorde en wysheid gee wat al julle teestanders nie sal kan teespreek of weerstaan nie. Kyk na die rooi gedeelte. En hier is die hartseer deel. Maar julle sal oorgelewer word ook deur ouers en broers en bloedverwante en vriende. En hulle sal van julle doodmaak.
En julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my naam. Jy sien selfs familie en vriende wat teen jou sal opstaan omdat jy sê, maar ek staan vir die waarheid van die woord. Ek compromise nie die woord van God nie. Ek gaan nie meer saam met julle met een voet in die wêreld staan en een voet by God nie. Ek gaan nie meer saam met julle vloek en skel en vuilgrappe vertel terwyl ons lekker gesyp raak by 'n party, maar sonoggend sit ek in die kerk nie. Ek gaan dit nie meer doen nie. As jy vir my iets wil gee, geef my 'n Coke. Ek sal 'n koeldrank saam met jou drink, maar ek gaan nie meer brandewyn daarby sit nie. Maar jy sien, dan gaan hulle vir julle oorlewer. Dan gaan hulle vir julle wegstoot. Dan gaan julle nie meer uitnooi vir die party nie. En dan wanneer mense sê, jy weet, ek voel so sleg dat hulle my nie meer ooit nie. Okay, kom ek gaan nou maar weer saam met jou ou doppie drink. Ja, okay, ek sal maar hierdie weer saam met jou doen. Jy sien, want ek soek jou guns, ek soek nie God se guns nie. Galasiërs 1:10, my broer en suster sê, soek ek dan nou die guns van God of soek ek die guns van mense? Want as ek die guns van mense soek, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Sê die mense vir my, ja, ek hou nie daarvan om na Tiaan te luister nie, hy is te ernstig. Sê ek prys die Here. Prys die Here, want jy gaan nie voor my troon staan nie. Jy gaan voor God se troon staan. Maar as iemand nie ernstig vir my op 'n dag gesê het, Gilnys, maak jou oë oop, jy's op pad hel toe, as 'n ouderling in die kerk nie, het ek nie bygekom nie. As ek nie my ontmoeting met Jesus Christus gehad het in Augustus 99, omdat iemand baie reguit vir my gesê het, dis wat die skrif sê, dis wat jy doen, jy's besig met teenstrydige goed. As dit nie was vir daai persone en ek loof die Here vir daai persone wat baie ernstig was op daai stadium met my. Maar ek moes nog steeds die keuse maak. Want hulle gaan vir julle vervolg. Jou eie familie, jou eie vriende. Hulle gaan vir jou wegstoot. Hulle gaan jou nie meer uitnooi na die braai toe nie. En geen haar van julle hoof sal ooit verlore gaan nie. Deur julle volharding moet julle lewe in besit kry. Volhard in die geloof. 1 Petrus 3 vers 13 tot 17 sê, en wees dit wat julle kwaad sal aandoen as julle navolgers is van die goeie. Kyk mooi, wees dit wat julle kwaad sal aandoen as julle navolgers is van die goeie. Maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, ter wille van God se manier van dinge doen, salig is julle, geseënd is julle. Geseënd is jy as jy moet ly ter wille van die feit dat jy God se manier van dinge doen toepas in jou lewe, toepas in jou huwelik, toepas tussen jou vriende, toepas tussen jou werkskollegas. En vrees hulle glad nie en wees nie ontsteld nie, maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle beskaamig word wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Want dit is beter as die wil van God dit eis, dat julle ly wanneer julle goed doen, as wanneer julle kwaad doen. Jy sien, as ek die dinge van die Here doen, en ek word vervolg en sleg gesê en weggestoot, prys die Here, geseënd is jy, salig is jy, as dit met jou gebeur. Dit is beter as die wil van God dit is dat julle ly wanneer julle goed doen vir hom, met ander woorde, as wanneer julle kwaad doen. Maar die punt is, so baie mense wil ongelukkig wanneer hulle begin vervolg word, dan val hulle maar weer terug. Dan gaan doen hulle maar weer dieselfde goed, saam met die mense by die werk, saam met die vriende, saam met wie ook al. Want ek wil net nie weggestoot word nie, want ek voel dan nou so, jy weet, ek wil jou nou nie te nakom nie. Ons moet nou nie skynheilig wees nie, het ek nou eendag eerlik by ons mannekamp 'n lesing gedoen oor heiligheid, reinheid en suiwerheid, wat hy sê, hulle het jare gelede in hulle gemeente die ding gehad, waar hulle, was dit 'n biertuin of 'n ding, eerder as ek reg onthou, wou by die kerk gehad het, en hulle as ouderlinge het toe begin opstaan teen dit en gesê, nee, ons kan hierdie ding hier toelaat nie. Toe gaan hulle dit in die kerkraad voor, en wat doen die kerkraad? Hulle keer die biertuin goed, want hulle sê toe, maar ons kan nie skynheilig wil wees nie, ons kan nie by die huis wil drink, maar ons kan nie op die kerk se grond drink nie. Dis nou volgens hulle skynheiligheid gewees. Want dan word dit totaal die teenoorgestelde van wat skynheiligheid werklik is. Maar jy sien, mense, so kom die vyand, en hy maak dat ons die woord van God omdraai, en besef, wanneer jy vervolg word ter wille van die naam van Jesus, salig is jy, geseënd is jy, in wie se oë? In God se oë. Gaan hulle jou sleg sê? O ja, hulle gaan allerhande labeltjies om jou nek hang. O, jy's nou te.
Jy moet nou nie so te wees nie. Jy moet nou nie so heilig probeer wees nie. Jy weet, want jy het ook mos maar nou dag ou vloekwoordjie laat val en so aan. Nee, ek kom bely dit voor my God as ek dit doen, maar daarna staan ek op vir die waarheid van die woord. 1 Petrus 4 vers 12 tot 14 sê, geliefdes, kyk mooi, geliefdes, verbaas julle nie. Verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging. En jy sien, nie, die bietjie vervolging wat teen jou kom nie. Die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien. Asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blyskap kan jubel. Want daai dag as Jesus kom en jy staan voor sy troon en hy sê vir jou, mooi so goeie en getroue diensknegt, jy het vasgebyt, jy het volhard, ongeag wat mense vir jou gesê het, ongeag hoe sleg het met jou gegaan het by tye, jy het aan my woord vasgehou, jy het volhard in die geloof, mooi so my kind, welkom waar jy is, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. As julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word hy wel gelaster, maar wat julle betref, word hy verheerlik. Wat beteken dit? As iemand daar buite jou sleg sê, of jou spot, of jou probeer verneder, verkleineer, omdat jy sê jy's 'n kind van die Here, wat hulle betref, word hy gelaster. Want onthou, hulle spot nou iemand wat werklik opstaan vir die waarheid van die woord. So, uit hulle oogpunt uit word God se naam eintlik gelaster. Maar wat julle betref, word hy verheerlik. Hoekom? Omdat jy vervolg word terwille van sy naam en geseënd is jy as dit gebeur. Want Psalm 103 vers 6 sê, die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Almal. En kyk wat sê Psalm 34 vers 20, menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Hoeveel teëspoede die regverdige? Gee jou hartjie vir die Here en as 'n wyntjie agter jou pad hemel toe. Nee, menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Uit almal. Maak nie saak wat die teëspoed is nie, en my broer en my suster, jy moet raak lees waar daar staan, bad things still happen to good people. Bad things still happen to good people. Hoekom? Want Satan haat ons. En dan moet ek weet, Satan, weet jy wat daar is geskryf, maak nie saak hoeveel teëspoede jy teen my bring nie, my God gaan my uit almal uitred. Hy sal my uit alles uitdra. Want kyk wat daar staan. Jy sien, ek staan op my woord, ek skiet met die koels van die woord. Satan, daar is geskrywe, al is my teëspoede menigvuldig, daar is geskrywe, uit die almal red my God my. Ja, maar dit is nou al 5 jaar. Okay, so jy het nog 95 om te gaan. Volhard tot die einde toe. Volhard tot jy deurstap. Want mense, dit gaan nie oor die nou en hier nie. Dit gaan nie oor hoe lekker lewe ek nou het en hoe goeie lewe ek nou het nie. Dit gaan oor die ewigheid. Ek kan in die ewigheid in heerlikheid by God wees, of ek kan in die ewigheid in die hel brand, omdat ek nie wou gehoorsaam wees aan my Here nie. Dit gaan nie oor die nou en hier nie. Nou, hoe tree ons op onder vervolginge? Wat doen ek en jy? Matteus 5, vers 44 tot 48 sê, maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê. Want dan is Jesus aan die woord hierso. Hier is nou nie een of ander profeetjie wat hierdie nou geskryf het nie. Hier is Jesus Christus aan die woord. Ek sê vir julle moet julle vyande lief hê. Hoe is dit moontlik? Net in Jesus se krag, ja. En ons kan dit nie in ons krag regkry nie. Daarom sê die Here vir my in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. So Here, gee my krag om my vyande te leer liefkry. Maar weet jy wat is ons probleem, broer en suster? Die Bybel sê ook ek moet my naaste lief hê soos myself. En nou is die moeilikheid dat in baie gevalle is ek nie lief vir myself nie. Ek's kwaad vir myself. Ek is dik vir myself. So ek kan myself nie eens lief hê nie. So guess what? Omdat ek myself nie lief het nie, kan ek nie my naaste lief hê nie. En as ek nie myself lief het nie en ek kan nie my naaste lief hê nie, hoe op aarde gaan ek nog my vyande lief hê? So waar moet ek begin? Ek moet begin by die bron van alle liefde, God homself. En sê, Here, leer my om myself lief te kry soos wat U my lief het. Want as ek myself kan leer lief kry soos wat U my lief het, dan kan ek my naaste lief hê soos myself en dan kan ek selfs my vyande gaan lief hê met U liefde. Want ek gaan dit nie in my liefde reg, in my krag reg kry nie. Kyk die tweede gedeelte. Seën.
seën die wat vir julle vervloek. Sien jy? Seën die wat vir julle vervloek. Daar staan nie vloek hulle terug nie. Hoekom? Want Galasiërs 6 vers 7 sê ook, wat jy saai, sal jy maai. So as jy seëninge saai, kan jy seëninge maai. As jy vloeke saai, gaan jy vloeke maai. So hoe harder jy hulle vloek, hoe meer gaan jy gevloek en vervloek word. Want jy's in ongehoorsaamheid aan die woord van God, my broer en my suster, seën die wat vir julle vervloek. So alhoewel hulle wil vloek, kan hulle maar vloek soos wat hulle wil, hulle kan my vloek en vervloek soos wat hulle wil, ek seën hulle. Dis een van die eerste goed wat die Here my geleer het, seën hulle. Want hoe meer ek hulle seën, hoe meer word ek geseën. Hoe meer word ek geseën, hoe meer word ek geseën. Want die wêreld sê vir jou, ja, hy het jou gevloek, vloek hom terug. Ja, dis die wêreld. Ek gaan nie voor die wêreld se troon staan nie, ek gaan voor God se troon staan. Doen goed aan die wat vir julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Hoekom? Sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is. Oepsie. My broer en my suster, wil ek en jy kinders wees van ons Vader in die hemel? Dan moet ons daai begin doen. En ek onthou ek het 'n dame geken jare terug wat by ons kampe was. Sy was 'n verpleegster en sy was by een of ander groot hospitaal hier in die stad. Was sy toegedeel gewees en haar matrone was blykbaar 'n verskriklike moeilike tannie. En elke keer as sy by die tannie kom en sy daar heeltyd sleg gesê, hoekom? Sy was vervolg, hoekom? Omdat sy 'n kind van die Here was. Hierdie verpleegster, hierdie matrone was nie so heeltemal nie. So sy het haar probeer trap, haar probeer sleg sê, haar probeer aftakel. En sy het heeltyd dan kom sy by my dan huil sy en sê kom ons bid, laat die Heilige Gees jou lei oor wat jy moet doen. En eendag kom sy terug, toe sê sy ek wil jou awesome getuienis gee. Ek sê wat? Sy sê ek het gedoen wat jy gesê het, ek het gebid en vir die gevra, Here, wat doen ek met hierdie matrone van my? Toe sê die Here van in steede daarvoor om elke keer kwaad te word omdat matrone vir iets gesê het, as sy daar aankom of jy kom aan en sê matrone, kan ek vir jou 'n koppie koffie maak? En toe doen sy dit. Die eerste keer toe sy doen, toe sê die matrone, nee, ek soek in jou koffie. Toe gaan sit sy weer in salk in haar kantoor. En die tweede keer, toe doen sy dit weer. En die derde keer, toe sê die matrone, ja, is reg man. En 'n paar weke later en 'n paar maande later, toe kan sy die evangelie met hierdie matrone deel. Sy het nie gesê, ja, sy is heeltyd lelik met my, so ek wil niks met haar te doen hê nie. Toe sy gehoorsaam raak aan Jesus, toe kan die Here in die ander persoon se hart werk. En dis waaroor dit gaan. Sien, ons moet sterf aan die manier hoe ek dit sien. Sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Kyk nou na die rooi gedeelte. Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Ag, dis nie moontlik nie. Hoekom het Jesus dit dan vir ons gesê? Hoekom het hy dit dan vir ons gesê, as hy dink dis nie moontlik nie? Jy sien, jy luister weer na die duiwel. Jy gee vir die duiwel plek in jou gedagtes, in steede daarvan om hom te weerstaan en sê, Satan, daar is geskrywe, maar Jesus het gesê, ek moet volmaak wees soos wat hy volmaak is. Ek glo my Jesus. My Jesus sê ek kan, want my Jesus gee vir my sy krag. So ek sê vir jou, uit my gedagtes uit in Jesus naam. Romeine 12 vers 13 en 14 bevestig ook die ding. Maak voorsiening in die behoeftiges van die heiliges. Streef na gasvryheid. Seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. So daar sê weer. Seën die wat julle vervolg. Hoekom? Wat jy saai, sal jy maai. So as jy vervolg word by die werk, seën daai persoon wat jou vervolg. En ek onthou ek het 'n ander vriend gehad wat uit 'n besigheid, Here het hulle regtig geseën in hulle besigheid. En hy het naderhand omtrent hierdie hele blok uitgekoop waar sy besigheidjie begin het. Behalwe daar was nog so een erfie in die middel van sy buurman wat 'n ander besigheid daar gehad het. En hy het dan die buurman toe gegaan en gesê, buurman, ek wil graag hierdie erfie ook koop dat ek my fabriek groter kan maak en so, en sy buurman het net geweier. Hy sê net, was naderhand half kwaad vir sy buurman, want hulle het nou half koppe gestaan, want hy het hierdie ou 'n vreeslike prys aangebied vir hierdie erf, dat hy net die hele blok kan ontwikkel. En hy bid eendag en hy vra vir die Here, maar wat's die ou se storie? Hoekom wil hy nie hierdie geld aanvaar nie? Die Here sê van met jou hart is verkeerd. Hy sê, Here, wat bedoel jy? Hy sê, jy wil hom dwing om aan jou wil om te onderwerp. Ek sê jou wat, begin hom seën. Bid tot my dat ek hom sal seën. Bid tot my dat ek sy besigheid sal seën. Hy sê, hy begin dit doen.
Hy sê seker so 3 maande later, toe bel sy buurman hom, sê sy buurman vir hom, wil jy nog my erf koop? Hy sê, ja, ek wil, hoekom? Hy sê, jong, met my besigheid, bars uit sy naad uit, dit gaan so goed met my, ek het 'n ander eiendom gekoop, so 6 blokke verder, so ek wil hierdie erf verkoop, my besigheid brei uit. Toe kry hy die erfie nog nie eers vir dit wat hy aanvanklik bereid was om te betaal. Jy sien, maar toe hy begin seën, in steede daarvan om te wil vervloek, en te wil beklei, en te wil afbreek, en te wil aftakel, toe seën die Here sy buurman so, dat hy waai, en toe kan hy die erf koop, maar sy buurman is ook geseënd. Jy sien, maar ons wil nie ander mense sien nie, ek wil hê hulle moet sien, hoe swaar kry hulle wil nie luister nie, so laat hulle swaar kry die goed. En weet julle wat mense, ek hoor baie mense so met my praat, en dan wonder ek, wat gaan jy sê, die dag as jy voor die troon staan, gaan jou mond ook so groot wees, wanneer jy alleen voor daai Skepper God se troon staan, wat vir ons hierdie tipe goed gesê het. En ek besef, ek het nie na hom geluister nie, en die ewigheid lê voor my. 1 Korintiërs 4 vers 11 tot 14 sê, tot op hierdie uur ly ons honger en dors, is ons naak en word geslaan, en swerwe ons rond, en soeg ons deur met ons eie hande te werk. Word ons uitgeskel, ons seën. Sien jy? Word ons uitgeskel, ons skel nie terug nie. Word ons uitgeskel, ons seën. Word ons vervolg, ons verdra dit. Word ons belaster, ons troos. Soos uitvaagsels van die wêreld het ons geword, die afskraapsel van almal tot nou toe. En dis ongelukkig so, die wêreld dink ek en jy as ons Christene is die afskraapsel, ons is die niks van hierdie wêreld. Tot hulle op 'n dag voor die troon gaan staan en besef, hulle moes dalk maar saam met ons gekom het. So kom ons bid dat hulle voor die tyd saam met ons begin kom. Want 2 Korintiërs 4 vers 6 tot 10 sê, maar ons het hierdie skat in erdekruike. Wat beteken dit? My broer, my suster, ek en jy is almal ook nog net mens. Ons is soos erdekruike wat maklik kan breek. Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. Met ander woorde, hoe kry ek hierdie goed reg? Terwyl ek self maar 'n stikkende mens is in baie gevalle, ek kan dit net in God se krag doen. Hoe kry ek dit reg om my huwelik op die pad te hou, terwyl ek self 'n stikkende mens is en dinge is nie, miskien nie lekker tussen my en my man of tussen my en my vrou nie. Die krag van God. Die krag van God dra ons deur. Die krag van God maak laat ek dit kan regkry. Die krag van God help my om te sterf aan my eie ek, my sieninge, hoe ek dit wil hê, en ek begin myself aan God onderwerp en die dinge begin deurbreek. En alles, kyk mooi, en alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. My broer en suster, jy moet een ding weet. Wanneer ek en jy ons harte vir die Here gee, het ons so groot teken op ons rug. Satan haat ons. En hy sal alles en almal rondom ons probeer gebruik om ons af te trek. Maar jy moet besef, ek en jy gaan nog steeds alleen voor God se troon staan. En dan gaan dit nie daaroor, maar kyk wat het sy gedoen, en kyk wat het hy gedoen, terwyl ek in die lewe was, en kyk wat het hy gedoen, en kyk, die Here gaan sê nie, wat het jy gedoen? Het jy besluit om aan te hou volhard? Het jy besluit om nog steeds aan my gehoorsaam te wees, ongeag wat sy gedoen het, ongeag wat hy gedoen het, ongeag wat daai ou gedoen het, ongeag wat jou familie gedoen het, wat het jy gedoen? Want ons gaan vir God moet antwoord daaroor, want ons gaan alleen voor sy troon staan. 1 Tessalonisense 3 vers 2 tot 5 sê, en ons het Timoteus, ons broeder en dienaar van God en ons medewerker in die evangelie van Christus gestuur om julle te versterk en julle te bemoedig in julle geloof, sodat niemand verontrus mag word onder hierdie verdrukking nie. My broer en suster, moenie verontrus word onder hierdie verdrukking nie. Want julle weet self dat ons hiervoor bestemd is. As ek en jy kinders van die Here is ons bestemd om vervolg te word. Want wat maak ons beter as Christus? As hy vervolg is, gekruisig is, vir wie hy is, wat maak ons beter as hy, dat ons nie vervolg sal word nie? Want ook toe ons by julle was, het ons julle vooruit gesê dat ons verdruk sou word, soos dit ook gebeur het en soos julle weet. Daarom, toe ek dit nie langer kon uithou nie, het ek ook gestuur om julle geloof te wete te kom, of die versoeker julle nie miskien versoek het, en ons arbeid te vergeef sou wees nie. Jy sien, my broer en suster, dit gaan oor jou. Dit wat jy by Chris gehoor het, dit wat jy by my hoor, dit wat jy by ander predikers hoor, is die vraag,
Staan jy vas in jou geloof? Vat jy die stukkies van die puzzle wat ons met jou deel, heg jy dit aan by die ander stukkies van die puzzle wat jy reeds het, sodat jy die groter prentjie kan sien, en pas jy dan toe dit wat jy hoor, of gaan ons maar net verby? Ja, ons moet besef, die versoeker wil ons almal versoek. Hy wil hê, ons moenie volhard nie. Maar die punt is, punt 4 sê, ons sal vervolg word. Dis nie 'n maybe nie, want Jesus homself het gesê in Johannes 15, vers 18 tot 21, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eie hom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Dis nie, ag, hulle hou nie so bietjie van julle nie. Hulle haat julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar. Maar al hierdie dinge sal hulle julle doen ter wille van my naam, omdat hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. So weer as my broer en suster, is ek en jy beter as Jesus? Waarom sou ons gevrywaar wees van vervolging as hy vervolg was? So die vraag is, het hulle Jesus vervolg? Jep, hulle het hom gekruisig. So gaan hulle ons vervolg? Jep, hulle gaan, hulle sal ons doodmaak as hulle kan. Punt 2, wie het Jesus vervolg? Sy eie mense, sy eie taalse mense, sy eie geloofse mense, sy eie kultuurse mense. Raai wie gaan ons vervolg? Ons eie mense, ons eie taalse mense, ons eie kultuurse mense, ons eie geloofse mense. Wanneer jy opstaan vir hierdie goed, dan sê hulle, ja, jy raak nou te man. Maar nou nie so te wees nie. Jy gaan nie self vervolging kry wat Jesus gekry het, my broer en suster. En as jy dit nie kry nie, moet jy vir jouself die vraag vra, is jy op die regte plek, ja of nee? Want jy sien Galasiërs 4 vers 28 en 29 sê, maar ons broeders is soos Isak, kinders van die belofte. Maar soos destyds, hy wat na die vlees gebore is, hom wat na die gees was, vervolg het, so is dit nou ook. Waarna verwys dit? Ismael, wat vir Isak vervolg het. Want Ismael was na die vlees gebore. Toe Abraham en Sarah moeg geraak het. En gesê, nee, ons het nou lang genoeg gewag, dis al 12 jaar nadat die Here die belofte gegee het. Dus die kind na die vlees gebore, Ismael. Jy sien? En toe 13 jaar later word die kind van die belofte gebore. En toe het Ismael vir Isak vervolg. En wat het Sarah gesê? Dat hierdie vrou en haar kind waai. En toe het Abraham haar weggestuur vir Hagar en vir Ismael. Maar toe het God nog steeds 'n belofte vir Ismael gemaak. Julle het daai al ooit raak gelees. Dat hy geseën sal wees. En raai hoeveel kinders het Ismael gehad? 12. Hoeveel stamme is daar in Israel? 12. Die vals produk, die ware produk. Maar jy sien, die punt is nog steeds, watter een is ek of jy? Ons is die kinders van die vlees of ons is ons kinders van die gees? Vir watter een staan ons op? Want jy sien 2 Timoteus 3 vers 12 en 13 sê, en almal, kyk mooi, almal, wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Daar staan nie sommiges nie, daar staan almal, wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. So my broer en my suster, wil jy vrugte dra vir God in Christus Jesus, dan sal jy vervolg word. En ek kom baie keer in gemeentes, en vra ek vir of die dominee, of die pastore, of selfs van die kerkraadslede, sê gou vir my, word jy vervolg ter wille van jou geloof? Is daar mense wat jou nou nie meer uitnooi vir die braai nie? Is daar nou familie wat jou begin wegstoot ter wille van jou geloof, omdat hulle sê, jy raak nou te, jy moet nou nie so erg raak nie? Nee, wat, almal is lief vir my, almal hou van my. Sê, guess what, jy lewe nie godvrugtig nie. Dan spring hulle so hoog en sê hulle, hoe durf jy dit sê? Ek lees my Bybel. My Bybel sê, almal wat godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Maar my broer en suster, ek wil iemand ook mooi kyk waar daar staan almal. Daar staan nie noodwendig daagliks nie. Want ek het hierdie week ook by my gehad, toe ek hierdie vers met hom deel, toe sê, ja, maar jy weet, ek word daarom ook nou nie daagliks vervolg nie. Ek sê, dis nie wat ek gesê het nie. Ek sê, is jy al op 'n stadium nie uitgenooi nie vir een of ander betrokke ding, by die werk of wat ook al, omdat jy 'n Christen is? O ja, ek is. Ek sê, nou, jy is vervolg in daai oomblik, omdat jy opstaan ter wille van sy naam.
So daar staan nie elke dag nie. So gaan nou nie daaroor, ek word nou elke dag deur die familie sleg gesê, ek word elke dag gevloek by die werk. Nee. Partykeer gebeur dit, ek moet dit vir julle sê, dit het ek ook al gehad, mense wat by my sit, wat sê, maar ek word elke dag verdruk by die werk, dit is ook so, maar die punt is nog steeds, as jy godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal jy vervolg word, maar kyk nou vers 13, maar die goddelose mense, en die bedrieërs, sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. My broer en suster, weet jy wat, dit gaan nie beter raak in Suid-Afrika nie, dit gaan nie beter raak in die wêreld nie, hoekom? Met hierdie tekens van die eindtye. Die goddelose mense en die bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Maak nie saak watter profeet profeteer van goeie tye en Suid-Afrika gaan so goed mee gaan en wara. My woord sê, goddelose mense sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. Jy sien, die goddelose mense en die bedrieërs verlei ander mense, maar die arme goed weet nie dat hulle word ook verlei nie. Want hulle word verlei. Hulle wat verlei en verlei word. Want hulle weet nie, daar's magte agter hulle, wat hulle druk om hierdie goeders te doen nie. Maar die punt is, as ek en jy godvrugtig wil lewe, sal jy vervolg word. Wie? Deur wie? Selfs deur jou eie mense. Ons eie mense in die kerk partykeer, Johannes 16 vers 1 tot 3. Hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom tye wat hulle jou uit die kerk uit sal gooi. En ek ken gelukkig baie van julle hier persoonlik, en ek weet die is van julle wat hier sit, omdat julle alreeds uit jou vorige sinagoge uitgegooi was. Omdat jy opgestaan het vir die waarheid van die woord, omdat jy te begin raak het volgens hulle sieninge. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom 'n uur, kyk nou mooi, dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. Hulle sal jou doodmaak en sê, ek doen hierdie vir die Here, want hierdie ou is 'n ketter, hierdie ou is te, maak hom dood. Hoekom sal hulle dit doen? Omdat, kyk mooi, dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie en my ook nie. Dis wat met ons sal gebeur, my broer en my suster. En wanneer dit gebeur, spring op en wees bly in daai dag, sê die Bybel, want jou loon is groot in die hemel. Dit gaan oor die ewigheid, nie oor die nou en hier nie. Psalm 55 vers 13 tot 15 sê, want dit is geen vyand wat my smaad nie, kyk mooi, dit is geen vyand wat my smaad nie, anders sou ek dit dra. Dis nie my hater wat teen my groot maak nie, anders sou ek my vir hom wegsteek. Maar jy, 'n man soos ek, my vriend en my vertroude, ons wat innig met mekaar omgegaan het, in die huis van God gewandel het met die woelige skare. Wie is dit wat my geseer maak? Hierdie. Okay, nou as dit nou gebeur, wat doen ek dan? Ek vergewe my broer, ek vergewe my suster, en ons gaan aan met mekaar. Dit is nie vir my 'n surprise as dit gebeur nie. Ek het al hoeveel kere vir mense gesê, maar weet die Bybel sê ons gaan mekaar seermaak. Dat gaan goed wees wat ek baie keer sê wat ek jou mee gaan seermaak. Jy gaan goed sê wat jy my mee seermaak. En dan het ek die keuse om jou of weg te jaag, jou sleg te sê, af te takel om te sê, weet jy wat Here, ek was gewaarsku, ou Leon gaan my seermaak. So Here, ek vergewe my broer, hy het my seer gemaak, ek's nog steeds lief vir hom, hy's nog steeds my broer. Daar's baie mense daar buite wat vir my kwaad is, wat allerhande goed sê. Ek bly nog steeds lief vir hulle, en ek weet ek gaan vir hulle in die hemel sien, en ek gaan hom 'n lekker druk gee, en as ek hom in die straat raakloop, gee ek hom nog steeds 'n druk, want jy sien, ek het dit van my rug af. Ek het hulle vrygespreek. Ek het geweet dit gaan gebeur. Ek was gewaarsku dat dit gaan gebeur. En omdat ek gewaarsku was, in die oomblik wat dit gebeur, slaat dit my nie in die gat in nie. Besef ek net, Here, maar ek was gewaarsku dat hierdie goed gaan gebeur. En dis hoekom ek baie keer vir mense sê, ek gaan jou dalk seermaak met iets wat ek vir jou sê. En nou hoop ek jy die geestelike volwassenheid in jou om my te vergewe en te besef, maar Tiaan het ook maar net droog gemaak, hy was ook deel daarvan. Maar jy sien, ons groei almal saam, ons is deel van 'n liggaam. En ons kan saam groei, of ek kan soos die wêreld raak en sê, vloek jou nou, vervloek jou nou, want jy het my vervloek. Nee, seën diegene wat jou vervloek, al is dit mense wat saam met jou in die kerk was, want Micha 7, vers 5 tot 7 sê, vertrou geen metgesel nie, maak op geen vriend staat nie, let op die poorte van jou mond teenoor haar wat in jou skoot lê, want die seun minag die vader, die dogter staan op teen haar moeder, die skoondogter teen haar skoonmoeder, kyk nou mooi, die man se vyande is sy huisgenote. Goodness. Maar ek, vers 7, sal uitsien na die Here, ek wil wag op die God van my heil, my God sal my hoor. Jy sien my broer en suster, wat sê die vers vir my? Dat selfs mense in my eie gesin sal vir my begin kwaad word. As ek opstaan vir die waarheid en my seun wil nie, of my dogter wil nie, of my ma wil nie, of my boetie wil nie, of my sussie wil nie, gaan hulle teen my opstaan. Hulle gaan my vyande word, omdat ek opstaan vir die waarheid.
En wat doen ek dan? Ek's gewaarsku daaroor en ek hou aan bid vir hulle. Ek hou aan bid vir hulle. Want God het 'n verbond met my vir my kinders en my kleinkinders. As dit nou hulle is wat my wil vervolg, ek bid vir hulle. Hulle het nie 'n kans nie, hulle sal inkom. Hoekom? Want Jesaja 59 vers 21 sê die Here, dis my verbond met hulle, spreek die Here. My gees wat op jou rus en my woorde wat ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie en ook nie uit die mond van jou kroos, wie's dit? Jou kinders. Of uit die mond van die kroos van jou kroos, wie's dit? Jou kleinkinders, van nou af tot in ewigheid. So ja, al wil hulle nie nou lyk of hulle die Here wil dien nie. Here, hulle het nie 'n kans nie, ek roep hulle in. En hoor my mooi, my broer en suster, ek sê dit baie keer vir mense al, is dit na jou afsterwe, jou kinders en jou kleinkinders sal inkom. Hoekom? Want God het 'n verbond met jou. Maar dan moet jy staan op die verbond. Dan moet jy staan op die woord. Dan moet jy skiet met die koels van die woord. Satan, daar is geskrywe, God het met my 'n verbond oor my kind, my kinders, my kleinkinders, en ek beveel jou, uit my lewe uit, los my kind uit, los my kleinkinders uit. Here, ek bid dat die Heilige Gees in my kinders sal werk, want U het 'n verbond met my. So dankie Here dat U 'n verbond het met my. Ek staan op die verbond met my. Dis waaroor dit gaan. Maar ek moet besef, selfs my huisgenote sal my vyande wees. Dis niks snaaks wanneer dit gebeur nie. Matteus 10 vers 17 tot 22 sê, maar pas op vir die mense, want hulle sal julle oorlewer aan regbanke en hulle sinagoges sal julle gesel. Ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word om my entwil tot 'n getuienis vir hulle en vir die heidene. Maar wanneer hulle julle oorlewer, moenie julle kwel oor hoe of wat julle sal spreek nie. Want as julle in daardie uur gegee word wat julle moet spreek, want is nie julle wat spreek nie. Kyk nou mooi. Maar dis nie julle wat spreek nie, maar die Gees van julle Vader wat aan julle spreek. Maar die een broer sal die ander tot die dood oorlewer en die vader sy kind en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak. Sê die mense, kan nie wees nie. Dit gebeur mense, ons kry die getuienisse van families wat mekaar doodgemaak het en het almal gesê nee, maar hulle is almal dien God. Maar nie die God van die woord nie. En julle sal deur almal gehaat word. Kyk mooi, deur almal. Ter wille van my naam. Maar hier is die laaste gedeelte. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Volhard tot die einde toe, my broer en my suster. Dit is wat ons moet besef. Nou kom ons sluit af met gevolge van volharding en verdrukking. Wat is die gevolge in my lewe as ek kan volhard in hierdie verdrukking? Psalm 119 vers 67 tot 71 sê, voordat ek verdruk was, het ek gedwaal. Maar nou onderhou ek die woord. U is goed en doen goed, leer my u insettinge. Dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek u insettinge sou leer. En hierdie was 'n vers wat die Here destyds toe ek alles verloor het in Augustus 1999 by 'n mannekamp tot bekering gekom het, vir my laat leer het en my laat besef het, dis vir my goed dat ek alles verloor het. Want as dit nie was dat ek alles verloor het nie, sou ek nie hierdie tipe goed geleer het nie. Dit is vir my goed dat ek verdruk was, want nou onderhou ek u woord. Dit is vir my goed dat ek alles verloor het, sodat ek sy insettinge kon leer. Dit is vir my goed dat dit gebeur het. Ek is dankbaar teenoor Here dat dit gebeur het, want as dit nie daarvoor was nie, het ek dalk nou nog voortgeploeter en gedink ek is okay omdat ek 'n ouderling in die kerk is. Maar ek sou nie okay gewees nie, die ewigheids baie lank. 2 Tessalonisense 1 vers 3 tot 7 sê, ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof, kyk mooi, onder al hierdie vervolginge en goed, sodat julle geloof grootliks toeneem. So my geloof moet nog steeds groei in dit. Hoe kan dit wees? Enigeen van julle wat hier sit wat al ooit in 'n gym was? Okay. So as jy in 'n gym kom, en as jy die eerste keer daar is, dan vat jy seker 2 kg gewiggies dan. Yes, en as jou spiere seer vir 'n week lank, nee. Maar so 3 weke later dan is jy op 5 kg. En as jou spiere seer weer vir 'n week lank, nee. Maar so 4 weke later is jy op 10 kg. Want wat is besig om te gebeur? Ongeag daai nie lekker nie, iets groei. En die geloof is dit dieselfde. Ongeag die vervolginge, ongeag die verdrukkinge, ongeag die slegte goed wat my gebeur, my geloof groei. Want ek sê altyd vir die mense, Satan het nie 'n regtige goeie leerkurwe nie. Want hy besef nie hoe harder hy my slaan, hoe harder slaan hy my in Jesus se arms in nie. Hoe dieper slaan hy my binne in Jesus se arms in nie. Maar hy wil jou graag wegtrek van Jesus af. Maar afhangende van waar jy staan in jou verhouding met die Here, sal jou geloof grootliks toeneem. En die wederkerige liefde van elkeen van julle almal groter word. So ons word liewer vir mekaar, al weet ek my ou broer gaan my seer maak en al maak hy my seer, ek bly lief vir hom.
Want ek gaan saam met hom in die hemel wees. Maak nie saak wat nie. Die wederkerige liefde van elkeen van julle almal groter word, sodat ons self in die gemeentes van God oor julle roem vanweë julle, kyk mooi, volharding en geloof onder al julle vervolginge en die verdrukkinge wat julle verduur. 'n Teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die koninkryk van God waardig geag mag word, waarvoor julle ook ly, aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde. So ja, hulle gaan God met antwoord, die wat my sleg sê, die wat my aftakel, die wat my by die werk vervolg, hulle gaan God met antwoord eendag, nie vir my nie. Ek vra Vader vergeef hulle. Maar ek breek die vloeke wat hulle oor my uitspreek en ek seën hulle. Want die woord sê seën diegene wat jou vervloek. Jesaja 57 vers 1 sê die regverdige kom om en daar is niemand wat dit ter harte neem nie en die vromes word weggeruk sonder dat iemand daarop let. Want die regverdige word weggeruk vanweë die boosheid. Bad things still happen to good people. Die regverdige word weggeruk vanweë die boosheid. Kyk mooi, daar staan nie vanweë sy boosheid nie. Vanweë die boosheid. Watter boosheid? Die boosheid waarin ek en jy lewe. Want my broer en my suster 1 Johannes 5 vers 19 sê die hele wêreld lê in die mag van die bose. En terwyl ons in hierdie hele wêreld rondbeweeg, irriteer ons lig hulle duisternis en wil hy ons doodmaak. Maar as hy ons doodmaak en ons word weggeruk, gaan ek huis toe. Maar hoekom is dit? Want die regverdige word weggeruk vanweë die boosheid. Die boosheid wat die vyand teen my en jou gebruik. Maar my broer en suster, om terug te kom na wat ek 3 weke terug gesê het. Hier's wat die woord vir my sê, ons sal vervolg word. Maar ek kan geseënd wees onder die vervolginge, ek kan geseënd wees onder die verdrukkinge. En ongeag of hierdie met my gebeur, kyk nie angstig rond nie. Hou goeie moed, want ek is jou God, ek help jou, ek ondersteun jou met my reddende regterhand. Hou goeie moed. En dis die hele punt, my broer en suster, ongeag wat se vervolginge kom, word sterker in jou geloof. Laat dit jou nader bring aan die Here. Jaag die Satan weg wat jou wil laat twyfel, wat jou wil laat minderwaardig voel, wat jou wil laat verwerp voel. Weerstaan hom in die krag van Jesus. Staan op in jou autoriteit wat jy het in Christus, om hom te weerstaan. Om te kan sê, nee Satan, sorry. Jy gaan my nie wegtrek van die Here af nie, inteendeel, jy slaan my net dieper binne in sy arms in. Want onthou my broer en suster, ek en jy is nie besig met dooie godsdienst nie, né? Want Jesus sê hy is 'n lewende God. Openbaring 1 vers 17 en 18 sê ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk ek leef tot in al ewigheid. Amen. En alle eer gaan aan Jesus Christus van Nasaret. Alle eer aan die God wat dit vir my moontlik maak om hierdie goeders op aarde te kan hanteer, dit te kan deurgaan, dit te kan wat nou ook al teen my kom te kan weerstaan en dan te weet ek is in die ewigheid by hom. Jy weet daar's 'n Psalm die laaste jaar of so wat die Here regtig al hoe meer op my hart druk en veral die een vers. Dis Psalm 73 vers 25 en ek het dit ook vir laas keer vir julle gesê. Psalm 73 vers 25 sê: Wie het ek buiten U in die hemel? Buiten U begeer ek ook niks op hierdie aarde nie. Hoor mooi. Wie het ek buiten U in die hemel? Buiten U begeer ek ook niks op hierdie aarde nie. Jy sien my broer en my suster, met ander woorde, dien ek en jy God vir wie hy is, of dien ons hom vir wat ons van hom kan kry? Het ons hom lief vir wie hy is, as die God van liefde, die Vader van die liefde wat vir my die ewigheid moontlik maak, of dien ek hom, ag jy weet, sodat hy my kan help om los te kom van my probleem. Ag ek dien hom maar net dat hy my kan help om 'n beter werk te kry. Ag jy weet, ek het baie mans al gekry wat by my kom sit, dan sê hulle, Jan, ek het nou my vrou verloor, of ek het my verloofde verloor, of so aan. Jy weet, ek wil my lewe regmaak, meneer, en sê ek wil stop net gou hierso. Die eerste vraag wat ek jou wil vra is, sit jy by my en wil jy jou lewe regmaak, sodat jy die girlfriend kan terugkry? Of sit jy hier omdat jy jou lewe wil regmaak met God, omdat jy werklik met God in 'n verhouding wil wees? O ja, jy weet, ek doen dit eintlik sodat ek haar kan terugkry. Jy doen dit vir die verkeerde rede. Jy doen dit vir die verkeerde rede. So jy wil God nou kom dien, sodat jy haar kan terugkry. So my broer en suster, jy moet regtig vir jouself uitklaar, hoekom dien jy God? Dien jy God vir wie hy is? Of dien jy God vir wie jy van hom, vir wat jy van hom kan kry op hierdie aarde? Weet en hy skuld ons niks. Weet en hy het klaar vir ons alles gegee. Hy gee vir ons hierdie pragtige aarde wat ons kan geniet en hy maak vir ons die ewigheid moontlik omdat ons 'n lewende God dien. En daarom kry Jesus al die lof, die eer en die dank en die aanbidding. Kom ons bid saam.
Vader, in die magtige naam van Jesus wil ons U eer, prys en aanbid. Here, want U is 'n liefdevolle Vader. Abba, Vader. 'n Papa wat lief is vir sy seuns en sy dogters. En U is lief vir elkeen van hierdie kosbare mense wat voor my sit. En U het 'n plan met elkeen van hulle se lewens en elkeen van ons se lewens en ook met my lewe. En so weet ons, Here, het die Satan ook 'n plan met elkeen van ons se lewens. Satan wil ons steel, slag en verwoes. Satan wil ons wegtrek van U en van die waarheid van die woord af. En daarom wil ons vra, Vader, vergewe ons waar ons nie altyd ons skrifte elke dag bestudeer het nie. Vergewe ons waar ons nie elke keer die vyand weerstaan het nie. Vergewe ons waar vervolginge en verdrukkinge gekom het en ons U begin blameer het terwyl dit nie U was nie, maar die vyand wat ons probeer wegtrek van U af. En ek wil vra, Here, dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie boodskap. Dat elkeen van hierdie kosbare broers en susters in hierdie week en die maande en die jare wat nog voor lê voordat U ons kom haal, sal sien wat gebeur wanneer mense hulle vervolg en sal begin loof en prys en op en af spring van blyskap en sê, dankie Here dat ek vervolg word, want ek weet daarom is my loon groot in die hemel. My loon is groot in die ewigheid. Want mense vervolg my, dit beteken ek doen goed reg volgens U woord. En dankie Here dat ons weet, ons kan dit nie doen sonder U nie. Die woord sê ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Daarom vra ons opnuut dat U elkeen van ons sal krag gee deur die Heilige Gees om wat ook al die omstandighede mag wees in my huis, in my huwelik, my finansies, my kinders, my kleinkinders, my werksmense, wat dit ook al mag wees, Here, dat ons dit in U krag sal hanteer, dat ons sal volhard in die geloof, dat ons geloof grootliks sal toeneem, dat ons sal groei in die geloof en sterker sal word in U, sodat U verheerlik kan word, totdat U kom om ons te kom haal. En Here Jesus, omdat ons weet die koms is baie naby, hou ons aan uitroep, Maranatha, kom Here Jesus. Want die Gees en die bruid roep kom, want ons is lief vir U. In Jesus se naam, amen.